Goed. Ons moet nou vandag Sondag 26 klaarmaak, daai laaste, ons het so half in, so is daar by Sondag 26 vraag en antwoord 70 gestop laas week, nog nie heeltemal daardeur gewerk nie. So ons moet dit nou klaarmaak vandag. Ek wil hê ons moet dit probeer klaarmaak en dan moet ons probeer aanbeweeg na Sondag 27 se vraag en antwoord 72 en 73 toe. OK, so dit moet ons probeer. Ons kyk of ons daarby uitkom vandag. Maar kom ons bid eers. Onse Vader, baie dankie dat ons nou weer in u woord kan wees vanmiddag. Verder kan leer oor doop. Ja, dit is so 'n belangrike onderwerp en so wonderlike beeld en prent en teken van u evangelie, u verlossingswerk deur Jesus Christus. En daarmee wil u ook deur die Heilige Gees ons verseker dat wanneer ons in u glo, die evangelie werklikheid is vir ons. Dankie dat ons ook meer kan leer daaroor vanmiddag en help ons om dit te verstaan, al hoe dieper in ons verhouding met u in te vorder. Amen. Goed, kom ons sit net nou uitgegaan. Vandag versorg vir 'n bietjie aanskakel. Dit is so kaal van wees waar daar ligversorger is, genade. OK, kom ons dink net gou 'n bietjie. Kom ons sê gou 'n sakrament. Dis nou waar ons op die oomblik in ons katekismes is. Ons is by sakramente, as ons by sakramente is, en watter deel van ons katekismes is ons? Eerste deel wat gaan oor kennis van jou sonde en ellende. Nee, waar? Kennis van jou verlossing. Ons is by die kennis van die verlossing, en by sakramente het ons te doen met 'n wat van die verlossing? 'n teken en 'n seël daarvan, nee. Ja, dis 'n teken en 'n seël van ons verlossing. So as ons nou moet sê, waarvan word ons verlos deur Jesus? Sonde en ellende. Ja, kom ons probeer 'n bietjie daai sonde meer beskryf uit die skuld van ons sonde en uit die mag van ons sonde. Nee, ons kan amper sê uit die skuld van ons sonde en die verslawing van ons sonde, daaruit word ons verlos uiteindelik om in totale nuwe lewe in te gaan. En dit doen Jesus aan die kruis. OK? Hy doen dit aan die kruis en hy doen dit in jou. Ons kan sê, het is belangrik om bietjie, as ons by sakramente is, hierdie twee plekke raak te sien. Aan die kruis, daar betaal Jesus die skuld. En dan sterf hy en hy staan weer op. En al daardie goeders, die skuldbetalings, daar verlos hy ons uit die skuld van sonde. Die opstanding, die doodgaan en die opstanding, daar verlos hy ons uit die mag van sonde. Nee. En daardie werklikheid word deur die Heilige Gees in ons lewens toegepas, nee. OK. Ons kan ook sê die verlossing gaan oor skuldbetaling en herskepping, wedergeboorte. Skuldbetaling deur die bloed van Jesus, herskepping en nuutmaking, vernuwing deur die Heilige Gees, deur Christus deur sy Gees in ons lewens. OK, maak dit sin vir julle? OK. Nou en dit wys die doop vir ons. OK. Dit wys die doop vir ons. Nou kom ons lees gou net so 'n bietjie daardeur. Marie, lees jy 'n bietjie vir ons vraagie 69. Hoe word jy in die heilige doop daarop gewys en daarvan verseker dat die enige offerande van Christus wat aan die kruis gebring is, jou ten goeie is? OK. Johannes lees vir ons die antwoord Van vraag wat? 69. So het Christus hierdie uitwendige waterpad ingestel het en daarby beloof het dat ek net soos seker met sy bloed
en gees gewas is as die onreinheid van my siel. Dit is van al my sondes, as wat ek uitwendig gewas is met die water wat die onsuiverheid van die liggaam wegneem. OK, kom ons teken dit gou-gou bietjie. Ons weer daai prentjie van ons het. Kom ons sê, Jesus stel die uitwendige waterbad in. Kom ons sê, so uitwendige waterbad. Ons sê so, hierdie is 'n waterbad, maar 'n uitwendige waterbad gaan oor, soos die waterbaddens wat ons het, hy was jou buitekant. 'n waterbad wat ons het, daar's nie een waterbad waarvan ek weet wat sommer jou binnekant kan was nie. Behalwe as ek 'n tuinslang by jou mond indruk. Maar dan gaan dit nog steeds uit jou. OK, dit gaan nie jou siel was nie. Alle waterbaddens wat ons nou het is 'n uitwendige waterbad, uitwendige waterbad. En dit is wat Christus stel dit in, Jesus stel dit in. Kan hierdie uitwendige waterbad stel hy in. OK. Nou, kom ons sê nou, waarvan is die uitwendige waterbad 'n teken as 'n mens kyk na vraag en antwoord 69? Waarvan is die uitwendige waterbad 'n teken? Dat ek net verseker met my bloed, met sy bloed en gees gewas is van die onreinheid van my siel. So met ander woorde, hierdie is 'n teken. Ons sê so. Dit is 'n teken en 'n seël. Ons skryf nog steeds hierso vraag en antwoord 69. Is 'n teken en seël waarvan? Dat Christus my met sy bloed en gees gewas het van al. En kom ons sien eers hierso. Christus was my met sy bloed. So dis die eerste belangrike woord. En gees. OK, so kom ons maak so 'n bietjie so. Dis die teken. Die seël. Christus was my met sy bloed en gees. Waarvan was hy my met sy bloed en gees? Johannes kyk 'n bietjie daarby, antwoord 69. Waarvan was hy ons van ons bloed? Jesus was ons met sy bloed en gees, waarvan? Van die onreinheid van my siel. Van die onreinheid van my siel. Dit is my sonde. Ons sê dit hier so, hy was my met sy bloed en gees van my sonde. Dit is wat ons daar raak sien by vraag en antwoord 69. Nou, so dit is wat, nou kan ek sê, so hierso is ek nou, en handjies oké. So daai mannetjie is nou vuil. As hy in die water ingaan, in die uitwendige waterbad sou ingaan, hoe gaan hy hierdie kant uitkom? Dan is hy skoon, nee. Dis 'n teken vir ons. Hy gaan hier in.
die mannetjie gaan in die uitwendige waterbad in, hy kom uit die uitwendige waterbad uit, en hy het vuil ingegaan, en hy kom skoon uit. En net so is die doop 'n teken van, ek gaan in die bloed en gees van Jesus in, vuil met my sondeskuld en met my sondige verslaafdheid, my sondige natuur, en ek kom uit, vry van die sondeskuld en vry van die sondige natuur, as 'n nuwe mens. Nou, so dit is wat ons by vraag en antwoord 69 leer. Nou kom maar 'n bietjie meer detail in as ons na vraag en antwoord 70 toe gaan. En dis nou nogals belangrik dat ons 'n bietjie daarna toe gaan. In vraag en antwoord 70 word daar dieper ingegaan op hierdie. Ons maak hierdie 'n 1 en 'n 2. Okay, en dan maak ons hierso. Skryf ons dit hierso. Vraag en antwoord 70 gaan dieper in op bloed en geeswassing. Okay. So, wat het ons laas keer geleer? Kan julle nog onthou, wat het ons laas keer gelees? As die doop, dan word daar nou gesê, wat beteken dit as Jesus my met die bloed was en met sy gees was? En die doop is 'n teken van Jesus was my met sy bloed, en die doop is 'n teken van Jesus was my met sy gees. Wat is dit nou weer as Jesus ons was met sy bloed? Waar wys dit? Dit wys. Dit was jou sonde self. Dit wys op afwassing van sonde, maar daar's 'n spesifieke woordjie. Dit wys op die, kyk daar, Reinig. kyk, wat sê so in vraag en antwoord 70? Onreinigheid van die siel. Kyk aan. Wat beteken dit as ons met die bloed en die gees van Christus gewas word? Dit beteken om van God vergewing van ons sonde uit genade te ontvang ter wille van die bloed van Christus. Okay, gaan oor vergifnis. Die bloed gaan oor vergifnis. Dit is wat hierso. Wys op vergifnis. Okay, vergifnis, ons kan ook sê regverdig verklaring. Wat kan julle nog onthou? Wat se Bybelversies? Op daai Openbaring 1 vers 5. Sy mooi Openbaring 1 vers 5 praat van Jesus wat ons was in sy bloed, nee. Okay, wat se Bybelversie nog? Dan Handelinge 22:16 sê Ananias vir Paulus, kom broeder, laat jou doop en jou sondes afwas. Beteken dit die doop was regtig die sondes af? Nee. Dit is 'n teken van die bloed wat ons sondes afwas, nee. Okay, so Handelinge 22:16. Nou is daar ook was met die gees. Kan jy nog 'n bietjie onthou waaroor gaan dit? Kyk dan in katekismes, wat sê die katekismes? Wat beteken dit as jy gewas word met jou gees? Of van die gees, of deur die gees gewas word? Verniet en geheilig te wees tot lede van Christus. Kyk, kom ons lees mooi daai sin, want onthou julle, ons het gesê dis 'n moeilike sin. Kom, Johannes lees 'n bietjie vir ons mooi daai sin. As dit dan van die begin af Van net na die A. en daarby beloof het dat ek net so seker met sy bloed en gees gewas is. Jy lees by verkeerde plek, vraag en antwoord 70, net na die A. En dan ook om deur die Heilige Gees verniet en geheilig te wees tot lede van Christus ons se
Christus sodat ons hoe langer hoe meer die sondes afsterwe en in 'n godsalige onberispelike lewe wandel. OK, nou dis 'n moeilike sin. Marie, lees jy hom vir hom nou weer en dan gaan ek jou stop. OK? En dan ook om deur die Heilige Gees vernuut en geheilig te OK, wees. kom ons vat hom eers nou. Om dan ook deur die Heilige Gees vernuwe te word. Vernuwe te word. Kyk nou 'n bietjie, julle hoef nou nie so intoe te blaai nie. Ek gaan nou vir julle dit wys by Sondag 32 ook. Waarom moet ons nog goeie werke doen terwyl ons tog sonder enige verdienste van ons kant alleen uit die genade van Christus uit ons ellende verlos word? Omdat Christus ons nadat hy ons met sy bloed gekoop het ook deur sy Heilige Gees tot sy ewebeeld vernuwe. OK, dan word deur die Heilige Gees vernuwe hy ons. OK, so met ander woorde, was my met die Heilige Gees wys op Jesus wat my deur sy Gees vernuwe. OK, en dis wat waar ons laas keer gekom het. Onthou jy nog, ons het gesê, wat is ander woordjies vir vernuwe? Ander woordjies vir vernuwe. Wedergeboorte, mooi. Wedergeboorte. En wat is nog 'n woordjie wat ons kan gebruik? Regverdig. Niet geskape. Geskep, daar's sy herskepping. Herskepping. So, en dit is waaroor doop was. Die doop, as hy ons was met sy bloed, dan gaan dit oor vergifnis. Was my sondes af. As hy my was met sy gees, dan gaan dit oor die nuutmaking. So hierdie ouetjie hier, hy is skuldig, maar wat 'n soort natuur het hy? Geneig om God in sy naaste te haat. Aha, geneig om God in sy naaste te haat, totaal verdorwe. So wat 'n soort wassing het hy nodig? Om die skuld weg te was, maar ook 'n totaal nuwe natuur. Sy natuur moet vernuwe word. Sy natuur moet skoon gewas word. Nee, okay? Kom ons dink 'n bietjie aan Bybelversies wat hierdie oor praat. Kyk 'n bietjie, kom ons maak ons Bybels oop. Onthou jy ons het laas keer gepraat van Johannes 3 waar Jesus praat oor die wedergeboorte. Dis 'n geboorte deur water en gees. Die gees gee vir ons daai nuwe geboorte en die water wys daarop. Nou, soos kan hom hierso insit. Johannes 3 versie 5. Ons kan ook sit, maak 'n bietjie oop by Titus hoofstuk 3 vers 5. Het julle Titus 3 vers 5? Ons lees van vers 4 af. OK, Johannes, lees jy vir ons versie 4? 3 vers 8. Titus, ja, 3 vers 4, jy's jy's reg. Maar toe die goedertierenheid van God ons verlosser en sy liefde tot die mense verskyn het. OK, Marie? Nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Die bad van die wedergeboorte, die vernuwing deur die Gees. Nou die bad van die wedergeboorte, hier's die bad, die waterbad. Beteken dit die wedergeboorte gebeur hier binne die bad? Nee, dis 'n teken van die wedergeboorte. En dan beskryf Paulus vir ons daai wedergeboorte verder as die vernuwing deur die Gees. OK, maak dit vir julle sin? Ha? So nou, ek dink dit is wat ons baie mooi duidelik kan sien wat hier aan die gang is, nê? Nee. Die doop is 'n teken van die wassing met bloed en gees. Baie straightforward
mooi verduidelik, eintlik so geweldig, wonderlik volledig met so 'n paar woorde. Doop is 'n teken van Jesus wat ons was. Waarmee was Jesus ons? Met sy bloed en met sy gees. Wat doen hy as hy ons was met sy bloed? Vergewe ons. Daar's die vergifnis, die sonde word afgewas. Ek is onskuldig. Ek is regverdig verklaar. Wat doen hy as ons was met sy gees? Hy vernuwe ons. Hy herskep ons, hy vernuwe ons, hy gee vir ons die wedergeboorte. OK, maak dit sin? Wonderlik, né? Wonderlik. Nou, is daar nog iets wat in die katekisme staan? En dis dan nogal, hierdie sinnetjies is nie te moeilik nie, maar as jy gewerk het met hierdie sinnetjie, dan verstaan ons hom. Gaan ons hom uiteindelik verstaan. Nou Johannes, ek wil hê jy moet nou lees ook daarvan en dan ook, of hoe sê jou katekismes boekie dit? Ja. En dan, lees maar van die en dan ook, en dan gaan ek jou stop op 'n stadium, OK? En dan ook om deur die Heilige Gees verniet en OK, stop net daar. En dan ook om deur die Heilige Gees verniet te word. En daai het ons nou lekker onderretjie, né? OK, lees hom aan. en geheilig te wees tot lede van Christus. OK, stop. En geheilig te wees tot lede van Christus. So met ander woorde, as Jesus ons was met die Gees, dan maak hy ons nuut, maar hy heilig ons ook tot sy lede. Wat op aarde beteken dit? Hy heilig ons tot sy gemeente. Ek dink jy dink in die regte rigting. Kan 'n mens dit bietjie meer letterlik dink as wat jy dit nou dink? Ek dink jy spot on, hoor. Maar ek dink 'n mens moet dit so bietjie meer letterlik dink. Hy heilig ons tot lede van sy liggaam. Ja, hy heilig ons tot lede van homself. OK, kom ons dink 'n bietjie daaroor. Ons gaan nou 'n plekkie in die Bybel oopmaak wat dit vir ons wys. Kom ons dink net 'n bietjie hieroor. Toe ons nou hier is. Kom ons maak nou hierso so. Kom ons teken dit so. Nee, die swart kaart nou nie. Kom ons teken dit met die pers. Hier is ons koninkryk. Van sonde en Satan. OK? Dis ons is na die sondeval. Ons het 'n verdorwe natuur, ons staan onder die oordeel van God, maar ons behoort aan die koninkryk van sonde en Satan. Hoe is dit nou hier? Hierso is ons nou in die koninkryk van Jesus, van God. Ons kan ook sê ons is hier in die liggaam. En dan is jy heeltemal reg, Johannes, om te sê sy gemeente, né? Sy gemeente is tog die liggaam, né? In die liggaam van Jesus. Dis 'n paar maniere om hierdie te beskryf. En ons kan ook hierso sê gemeente. Van Jesus. OK? So, wanneer Jesus my kom verlos, kyk, onthou net by Sondag 1, wat is jou enigste troos in lewe en sterwe? Dit is nie in onsself nie, maar Jesus Christus behoort. Nie meer aan myself behoort nie, maar aan Jesus Christus. Hoe het hy dit reg gekry? Hy Het ons van die losgekoop met sy bloed. losgekoop met sy bloed uit wat uit? Uit die mag van die sonde. Nie. Hy koop niks by Satan nie. Hy koop jou nie los uit die mag van Satan of sonde nie. Waar koop hy jou los? Uit die oordeel. Uit die oordeel. Hy het met sy kosbare bloed vir my sonde skuld betaal. Hoe verlos hy my uit die mag van sonde en Satan? Met sy mag. Hy vernietig die duiwel. Hy vernietig die duiwel. Nou, en dis wat ons doop ook wys. Ons doop wys,
ek gaan in die bloed van Jesus, ek kom uit as 'n mens wat nie meer skuldig is nie. Ek gaan in die gees van Jesus, ek word deur hom herskep, om in die koninkryk van God te bly op die nuwe aarde. Nee? Ek was 'n slaaf van sonde en Satan, ek word verlos deur Jesus, ek kom uit as 'n lid van Jesus. Ek was 'n lid van sonde en Satan, nou is ek 'n lid van Jesus. Nee? En dit is daai heiliging. Heiliging beteken mos om my gans anders te maak. Ek word uit die wêreld in Jesus ingelyf. Maak dit vir julle sin? Ha? Okay, so dit is wat daai derde dingetjie beteken. Dis wat ons hier moet skryf. Ons gaan nou na 'n Bybelversie kyk daar. Ons skryf hom ook hierso 3 is nog steeds vraag en antwoord 70 word geheilig tot lid van Jesus. Ons sê hierso uit mag of koninkryk van sonde en Satan in liggaam, koninkryk, gemeente van Jesus in. Okay. Daarvan is hy doopdrama ook 'n teken. Ek dink nou so 'n bietjie Johannes die Doper, hy doop by die Jordaanrivier. Hy het ons in die Jordaan gedoop. Nou as jy daar by die Jordaan staan en jy's 'n Israeliet, dan dink jy sommer terug aan die Exodus. Nou kom jy daar van die ooste kant van die Jordaan, dis die Jordaanrivier. Jy's aan die ooste kant van die Jordaan, op die vlaktes van Moab, binne in die wêreld. Wat is aan die ander kant van die Jordaan? Kanaan. Nou beweeg ek deur die Jordaanrivier binne in Kanaan in. Soos die Jordaan, soos Johannes die Doper se doop. Hy sê, julle Israeliete, julle bly in Kanaan, maar julle is so sondig, julle moet in die Jordaan gedoop word en weer terug in Kanaan in. Julle moet deur die waters gaan, uit die ou wêreld uit, binne in die koninkryk van God. En hoe gebeur dit? Deur die waters van die bloed en die gees. Die waters van die bloed en die gees, dit vat my uit die wêreld uit, in die koninkryk van God. Maak dit sin? Nee? En kan ek net so, sê nou maar ek kan nou dit nou doen, nee? Ek kan staan nou hier so in die wêreld nou maak ek so. Wat gebeur as ek hier in die koninkryk van God land? Gaan ek terug. Maak my net daar dood. Want ek is 'n sondaar wêreld binne in die koninkryk van God. Dit pas nie. Dit pas nie. So ek moet deur die bloed gaan, deur die gees. Dis hoekom Jesus van Nikodemus sê, jy kan die koninkryk van God nie sien as jy nie weer gebore word nie. Hoe word jy weer gebore? Deur die gees. Die water is 'n teken daarvan. Maak dit vir julle sin? So dit is die prentjie van die evangelie. Nou, ek moet uit die ou wêreld in die paradys terug. Maar tussen hier is die waters van die bloed en die gees, om ek gedoop word. Vat my skuld weg, geef my nuwe natuur, ruk my uit die ou wêreld in die nuwe wêreld. Kan maak dit sin vir julle? Kom ons kyk net na 'n paar versies daarvan. Kom ons bly nou terug na Galasiërs toe. Galasiërs 6 vers 14. Het jy wie Galasiërs 6:14? Lees 'n bietjie vir ons daar. Maar wat my betref mag ek nooit roem nie,
behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is en ek vir die wêreld. So ek het dood gegaan vir die wêreld. Ek lewe nie meer vir die wêreld nie. Ek is daar, hierso gaan jy dood vir die wêreld. Maar ek lewe nou vir Jesus en vir God binne sy koninkryk. Okay, maak dit sin? Okay, so as ek gewas word deur die Gees, dan word ek nie net herskep nie, ek word ook uit die wêreld uitgehaal en in Jesus ingeplant. Okay, kyk 'n bietjie na 1 Korintiërs 12 ook. 1 Korintiërs, blaai bietjie sin toe. 1 Korintiërs 12. Versie 13. Okay, Marie, lees jy vir ons bietjie 1 Korintiërs 12 vers 13. Want ons is almal ook deur een Gees gedoop tot een liggaam, of ons Jode, Grieke is, slawe of vrymanne, en ons is almal van een Gees deurdronge. Daar sien ons dit, nee, ons is almal gedoop deur een Gees tot een liggaam. Okay, so ons was eers hierso in sonde en Satan, nou word ons gedoop in een liggaam. En daai een liggaam is Jesus se liggaam. Nou wat interessant is van daai teks daarso staan, want ons is almal ook deur een Gees gedoop. Maar die Griekse lettertjie daar is, of die woordjie is en pneumati. Pneuma is ons Gees en is in. Julle is almal in een Gees gedoop. Nou, daai en in die Grieks kan inderdaad deur ook beteken, maar ek dink mens moet dit eintlik nie vertaal met in. Julle is almal in een Gees gedoop tot een liggaam. So wie doop ons in die Gees? Jesus. Jesus doop met die Gees. Hy doop ons in die Gees in. Hy doop ons in die Gees en die Gees is dit wat ons link en inlyf in sy liggaam in. Maak dit sin vir julle? Okay, so dis wat die doop vir ons sê by Sondag 26. Sondag 26 van ons die doop verduidelik en ek dink dis 'n wonderlike verduideliking eintlik en sê as iemand vir jou vra, nou kom laat julle doop. Wat beteken die doop? So dis 'n uitwendige waterbad. Wat? Ja, Jesus het dit ingestel. Uitwendige waterbad. Ja, want baddens was net jou buitekant. Nou vir wat 'n paar doen julle dit dan? Dis 'n teken en 'n seël. Teken en 'n seël. Ja, dit wys op iets. Waar wys dit? Dit wys Jesus was met sy bloed en gees. Wat? Bloed, ja, aan die kruis het Jesus sy bloed laat loop. Want toe hy sy bloed laat uitloop, het hy sy lewe vir my gegee en dit was my sonde weg. Nou sê ek, in my sonde, vol sonde staan ek voor God skuldig. As my sonde weggewas is, staan ek voor God regverdig. Soos 'n teken vir my sonde weg was en my regverdig verklaar. My vergifnis. Maar wat beteken dit dan as jy met die Gees gewas is? O ja, ek moet ook met my Gees gewas word, want ek is nie net skuldig nie, ek het 'n bose natuur. Ek het 'n verdorwe natuur. En daarom moet ek herskep word en geeswassing is dit wat my nuut maak. Nou, soos toe daai sondvloed op die aarde neersak en die aarde word gedoop binne die sondvloed. Wat kom uit die sondvloed uit? 'n Nuwe aarde. So ook ek moet gedoop word binne in die sondvloed sodat ek 'n nuwe skepsel kan uitkom. Maar die derde ding wanneer ek gewas word in die bloed en die gees, so is Jesus ook besig om my te heilig vir hom. Heilig is hier, dis 'n moeilike taal. Ons moderne mense praat nie vir sulke moeilike taal. Nee, sê maar heilig beteken jy moet anders word. Okay? Ek is dus nie meer in die koninkryk van sonde en Satan nie, ek is nou in die koninkryk van God. Ek is nie meer in sonde en Satan nie, ek is in Christus. Elke keer kan ons dit na die Bybel toe vat, 'n Bybelversie daarvoor,
uitwys, nee, soos Bybelvers hierso is 1 Korintiërs 12 vers 13. OK, maak dit sin vir julle? Goed. Nou, hoe laat is dit nou, Marie? 20 voor. OK. Kom ons beweeg nou 'n bietjie aan. Sommige net in ons katekismes boekies, ons sal later die merkwerk doen. Kom ons kyk nou staan daar so in vraag 71. Johannes lees 'n bietjie vraag 71. Waar het Christus ons beloof dat hy ons so seker met sy bloed en gees wil was, as wat ons met die doopwater gewas word? OK, en dan is die Bybelversies daar. Nou, Matteus 28:19, Markus 16 vers 16 sê hy wat glo en hom laat doop sal gered word. En dan is dit ook Titus 3 vers 5 wat ons daar het, en Handelinge 22 vers 16, dis ons versies, waar mens nog die hele tyd werk, OK, maar nou, kom ons beweeg nou aan na Sondag 27 toe. Kyk nou, wat sê vraag 72, Marie? Is die uiterlike waterbad dan die afwassing van die sonde self? Is die uiterlike waterbad die afwassing van die sonde self? Wat dink julle? Nee, Hoekom sê julle dit is nie? want nee, Ja, sê? Die gees maak ons niet in die bloed van Jesus Ja, julle is heeltemal reg. Onthou, die heel eerste antwoord moet wees, van die uitwendige waterbad is 'n sakrament. Die uitwendige waterbad is 'n sakrament, dis 'n teken en is 'n seël. En as jy sê teken en seël, dan sê jy, dit is nie die afwassing van die sonde self nie, dis 'n teken van die afwassing van die sonde self. OK, so dis belangrik en dis wat die antwoordjie ook sê, dink ek. Kyk 'n bietjie, wat sê die antwoord daarso, wie het nou laas gelees? Johannes, wat lees jy die antwoord? Nee, want alleen die bloed van Jesus Christus en die Heilige Gees reinig ons van alle sondes. Terwyl die waterbad is 'n teken en 'n seël daarvan. Maak dit sin vir julle? Nou kyk na die volgende vraagie. Marie, lees ons die vraag 73. waarom noem die Heilige Gees die doop dan die bad van die wedergeboorte en die afwassing van die sonde? Waarom noem die Heilige Gees in die woord van God? Want die Heilige Gees inspireer ons die woord van God. So nou sê die katekisme so heerlik, waarom noem die Heilige Gees dan die doop, die bad van die wedergeboorte en die afwassing van sondes? Waarom noem die Heilige Gees dit so? Vers wat snedig lees ek in Johannes. Ja, daar Titus 3 vers 5 sê, praat van die bad van die wedergeboorte. Hy het ons gered deur die bad van die wedergeboorte. Die bad van die wedergeboorte, die bad wat wys op die wedergeboorte. En in Handelinge 22 vers 16 sê Ananias, kom nou broeder, dat jy gedoop word en jou sondes afgewas word. So nou sien julle hoe bring die Heilige Gees goed by mekaar, die bad van die wedergeboorte, die bad waar die wedergeboorte gebeur, kan 'n mens sê, en die plek waar jou sondes afgewas word, is daar in die doopbad. Nou, is die vraag, ons het nou nog heeltyd geleer, maar dis 'n teken, hoekom op aarde sê die Heilige Gees dan, nee maar, dit is die bad van die wedergeboorte, en dit is die afwassing van sondes. Hoekom doen hy dit? Kom ons kyk bietjie, wat sê die antwoord? Goed, ek sal 'n bietjie lees. God sê dit nie sonder gewigtige redes nie. God het belangrike redes hiervoor. Hy wil ons naamlik daarmee leer dat die bloed en die gees van Christus ons sondes so wegneem soos water die vuilheid wegneem. Verder wil hy ons veral deur die heilige goddelike waarborg en teken verseker dat ons net so werklik geestelik van ons sondes gewas is as wat ons liggaam uitwendig met water gewas word. Nou waaroor dit hier gaan
is die Here maak vir ons die teken vas aan die werk, aan die ding self. Okay? Maak dit sin wat ek nou vir julle sê? Wat verstaan julle daarmee as ek hierdie sê wat ek nou gesê het? So hy sal dit baie maal sê asof dit die pad self dit doen, maar Terwyl dit eintlik net die teken is. Maar hy wil vir ons hy wil vir jou so ernstig verseker en wys dat jy regtig deur die Gees weergebore is, net soos wat jy nou in hierdie doopbad ingegaan het. Want die twee goeters is regtig aan mekaar vas. Nou, kyk 'n bietjie, kom ons blaai ons Bybels na Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 35 toe. Ek dink daar word dit ook vir ons bietjie verduidelik. Dan gaan dit nou weer probeer verduidelik. Ek dink ons moet na Bybelgedeeltes toe ook nou gaan, maar ja. So, kom ons lees 'n bietjie, is julle by NGB artikel 35? Weet jy hom? Ja, ek dink so. Okay. Goed, nou moet ons die regte plek kry. Julle sien is nogals moeilik gedruk. Gee gou 'n bietjie jou boekie hierso, Johannes. Want ek kom net hierso kry. Hierso. Sien jy daar verder sinnetjie daar? Daar verder, alhoewel die sakramente saamgevoeg is met die sake, daai. Weet jy hom maar, hè? Daar verder. Weet jy hom daar? Ja. Kyk nou 'n bietjie. Johannes, lees jy vir ons 'n bietjie. Ek gaan jou stop as jy moet stop, hoor? Kyk, lees 'n bietjie. Verder, alhoewel die sakramente saamgevoeg is met die sake daardeur aangedui. Okay, stop net daar. Verder, hoor hoe sê my vertalingkie dink ek sê makliker. Verder, hoewel die sakramente en die sake waarvan hulle tekens is, by mekaar hoort. Hè? So met ander woorde die teken, as die Here, dis nou interessant, hè? As ons 'n teken maak, dan sê ons, dan sit ons 'n stop teken op, as sê ons, oor 500 meter moet jy stop. Die Here sê nee, ek sit die teken en die saak waarop hy wys by mekaar. Okay, jy kan dit nie losmaak van mekaar. Okay? Nou, so hou hom nou vas. So die teken en die saak waarop hy teken wys is aan mekaar. Nou kyk nou verder. Marie, lees jy vir ons weer daai sinnetjie? Verder, alhoewel die sakramente saamgevoeg is met die sake daardeur aangedui, nogtans word hulle nie saam met hierdie twee sake deur almal ontvang. Okay, ja. Die goddelose ontvang wel die sakrament tot sy verdoemenis, maar ontvang nie die waarheid van die sakrament nie. Goed, lees nog 'n bietjie aan. Johannes, het jy die plekkie waar Marina is? Lees jy 'n bietjie vir ons aan. Soos Judas en Simon die towenaar albei wel die sakrament ontvang het, maar nie Christus nie, wat daardeur aangedui word en aan die gelowiges alleen meegedeel word. Okay, hy word alleen deur die, hoor hoe sê myne dit. Verder, hoewel die sakrament en die sake waarvan hulle tekens is by mekaar hoort, word nie beide deur alle mense ontvang nie. Die goddelose mense ontvang wel die sakrament tot sy verdoemenis, maar hy ontvang nie die waarheid van die sakrament nie. So het Judas en Simon die towenaar albei die sakrament ontvang, maar nie Christus wat daardeur voorgestel word nie. Hy word slegs aan die gelowiges gegee. So hierso is nou die sakrament, kom ons sê nou. Judas, Simon die towenaar, hy word nou gedoop. Goed?
daar doop Filippus hom. Soms die ou wat daar evangelisasie gaan doen het in Samaria, daar in Handelinge 8, hy doop toe nou vir Filippus. Alright, nou is die waarheid, dat as ek regtig glo, en ek word gedoop, dan kan ek doodseker wees, dit wat nou met my gebeur, die water wat oor my stroom, en dit afdruppie van my af, so seker soos ek daai water voel op my lyf, en die ander mense wat daar staan dit op my sien, net so seker kan jy weet, op hierdie oomblik, is ek gewas in die bloed van Jesus, is ek gewas in die gees van Jesus, en is ek in Jesus ingelyf. Op hierdie oomblik, dis 'n werklikheid. Elkeen wat in Jesus glo, kan dit weet. Hoekom? Want die sakrament, en dit waarvan dit 'n teken is, hoort by mekaar. OK? Maar nou kom Simon die towenaar. Hy glo nie, maar hy word maar net gedoop omdat dit kan vir my persoonlike voordeel inbring, of dis maar groepsdruk, of ons doen dit nou maar. Nou word hy gedoop. Op daai oomblik, wie kan hy weet? Dat dit tot verdoeming is. Dat hy oordeel het. Dis waarvan hy doodseker kan wees. Dat hy onder die oordeel van God staan. Nog erger as hy vroeër gestaan het. Want daai teken word nou 'n teken van oordeel, dit word 'n oordeelsteken. Dit word behoorlik 'n oordeelsteken. Net soos wat die Rooi See vir die Israeliete soos 'n doop was. Hoe was dit vir die Egiptenaars? Verdoemenis. Net soos wat die sonvloed Noag gaan deel in die nuwe skepping, waarna dit die ander mense deel. Oordeel. OK. So net so word jou doop beteken van oordeel wanneer jy nie werklik glo. So ons wat nou as kinders gedoop is, die doop en die saak waarop die doop wys loop saam. Vir jou wat glo. Nee. Maar so as jy as kind gedoop is en jy kom nou tot geloof, dan kan jy weet, my doop het al klaar dit vir my gewys. Jesus is vir my. Hy is die een wat my met sy bloed was, my met sy gees herskep, my in hom inlyf. Nee, hy het al lank al vir my beloof en daai twee goed was vir my saam. OK, maak dit vir julle sin. Ja? Maar sien nou maar jy is as kind gedoop maar jy glo nie. Dan is dit 'n oordeelsteken. Ja. So ek dink dis 'n baie belangrike ding. Die rede hoekom die Here baie maal in sy woord, soos wat ons nou byvoorbeeld in Handelinge 22:16 en Titus 3 vers 5, dit kry dat hy sê, die bad van die wedergeboorte, so asof die wedergeboorte daar in die bad plaasvind, of deur middel van die uitwendige waterbad plaasvind. Nee. Dis 'n teken, maar die Here sit dit so by mekaar om vir ons te sê, die goed hoort by mekaar. Ek wil jou regtig wys en verseker. So seker soos wat hierdie gebeurtenis nou hier gebeur. Net so seker is Jesus besig om dit vir jou te doen. En het hy dit vir jou gedoen? OK, maak dit sin. OK, ek dink dis wat ons daar moet sien. We sien dit ook in die Ou Testament, né? Kom ons blaai 'n bietjie ons Bybels nog na Genesis 17 toe. Kyk daar by versie 9. Ons lees van versie 9 af. OK, Marie, lees jy vir ons vers 9, dan lees ek vers 10 en Johannes, jy lees vers 11. Verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou, jy en jou nageslag na jou van geslag tot geslag. Dit is my verbond wat julle moet hou, tussen my en julle nageslag en jou nageslag na jou. Al wat manlik is onder julle moet besny word. So daar's nou die teken, né? OK?
Hulle moet aan die vlees van julle voorhuide besny word en dit sal 'n teken wees van die verbond tussen my en julle. Aha, die besnydenis is 'n teken van die verbond. OK? Marie, versie 12. 'n seentjie van 8 dae dan moet onder julle besny word, al wat manlik is in julle geslag, die wat in jou huis gebore is en die wat van enige vreemdeling met geld gekoop is, wat nie van jou geslag is nie. OK? Die wat in jou huis gebore en wat met jou bloed gekoop is, moet sekerlik besny word. So moet dan my verbond in julle vlees wees, as 'n ewige verbond. Sien julle daai versie, wat dit sê dan, versie 13. Hy sê, my verbond gaan nou in jou vlees wees. Maar wat is in jou vlees eintlik? Die besnydenis. OK? Maar nou sê hy, die verbond is in die vlees. Sien jy hoe plak Jesus, hoe plak God vir ons besnydenis en verbond aan mekaar? Die twee goed is, as jy die besnydenis sien, dan weet jy daar sal word. Want die twee goed loop saam. OK? Maar, natuurlik, as jy besny is, en nie in die Here glo nie, wat word die besnydenis dan? Dan word dit eintlik 'n teken van jy gaan afgesny word. So, ek dink dis wat ons hier moet raak sien. Die Here se sakrament en die saak waarop die sakrament wys, sit die Here regtig by mekaar. OK, as hierdie gebeur, dan gebeur die ander een net so seker soos wat hierdie nou. As jy die water sien loop, dan moet jy weet, Jesus se bloed het loop. As jy die water sien loop, dan moet jy weet, Jesus se gees kom. As jy die water sien wat die vuilheid afwas, sodat daar 'n skoon ding uitkom, wat geheilig word in Christus ingelewer, moet jy weet, dit is wat Jesus doen. Die twee goed gaan regtig saam, regtig onskeibaar aan mekaar verbonde. Maar wie ontvang beide? Net die gelowiges. Die ongelowiges verkry wel die teken, maar nie Jesus se bloed en Jesus se gees en die inlywing in Jesus nie. Nou, maak dit sin? OK. Goed. Hoe laat is dit nou? 4:00. Is nou 4:00. Dan moet ons nou stop. So, wat ons dan moet doen is, as ons nou weer terugkom van die vakansie af, dan moet ons gaan net daai Sondag 27 se vraagie 72 en 73 merk, of die eerste paar vragies merk. En dan moet ons aangaan na vraag en antwoord 74 waar dit gaan oor, moet die kinders dan ook gedoop word. OK, maak dit, sal dit reg wees met julle? Ja. OK. Goed, kom ons bid. Onse Vader, baie dankie dat ons nou weer kon leer uit u woord. Dankie vir die doop wat u vir ons gee. Here Jesus, dat u vir ons doop gee, Heilige Gees, dat u met die doop werk, en dankie vir die wonderlike prediking en verkondiging, en dankie vir die wonderlike prentjie wat daar vir ons is in die doop. Help ons om dit te sien, Here, ook in ons eie dope, en dit te onthou en daaroor na te dink. En ons bid dit alles in die naam van ons Here Jesus. Amen.